Karen het nou laas week begin om ons kwartaalse preekreeks in te lyf. Daar's ons 'n hele klompie temas, ek dink 10 in totaal wat ons hierdie kwartaal gaan hanteer. En sy het laas week 'n bietjie gepraat oor God se storie. En ek gaan hierdie nou maar sê, weet julle, Karen se preek laas week was besonders gewees. En ek het ons het dit op YouTube, het ons al die preke natuurlik, en toe het ek dit ook gedeel op my eie Facebook bladsy, en die preek word net links en regs gekyk. So as jy nog nie laasweek se preek gesien het of gehoor het nie, as jy nie so was nie, gaan gerus op YouTube en gaan kyk, of op ons gemeente se webtuiste, en gaan kyk die video weer, die preek van laasweek. Dit was besonders gewees. So dan is dit nou my voorreg om van so besonderse preek nou my eie preekie te gee, so no pressure. Maar so ek gaan vandag aan met ons storie. Laasweek was God se storie, en hierdie week gaan dit oor ons storie. En ek lees nou die opstandingsgedeelte wat ons alreeds eintlik al gelees het in hierdie opstandingstyd, is net waar Jesus opgestaan het uit die dood, Lukas 24, net so die eerste 12 verse. Ek lees vir ons saam. Die Sondagmôre, baie vroeg, het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af, en toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Toe het hulle sy woorde onthou, van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde ding aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring, na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buig, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Tot sover, lees ons saam. Ek is nie iemand wat verskriklik baie films kyk nie. Ek kyk okay, genoeg, maar ek moet ook sê, as ek nou 'n keuse het om 'n film te kyk, dan is ek ook nie iemand wat verskriklik graag sommer 'n Afrikaanse of 'n Suid-Afrikaanse film opsit nie. En ek dink die rede is ek het groot geword, was die enigste Afrikaanse films wat op was Bakgat en en ander Leon Schuster flieks. So jy het die Leon Schuster flieks gekyk, maar jy het nie, dit was nou maar Afrikaanse films. Maar so 'n paar jaar terug het ek Roepman vir die eerste keer gekyk. En hierdie film het weer net my oë opgemaak om te sê, jy het hierdie saak te vinnig beoordeel, veroordeel, en van daai tyd af het ek nou al agtergekom, daar's wonderlike Afrikaanse films wat die afgelope ruk gemaak is. Maar hierdie Roepman, het my aangespreek. Kan ek sommer gou gehoor, wie het al Roepman gekyk? Net so, okay, meeste van julle, okay, wonderlik, ek is baie bly. Nou, hierdie film, ek kon nou nie die storielyn weggee nie, as jy vanmiddag huis toe gaan, en jy weet iemand het hierdie film, kry hom en kyk hom. So eenvoudig soos dit, jou lewe gaan beter wees daarna. Maar die film gaan oor die klein seentjie Timus, wat nog baie onskuldig is, en so die hele storie speel in op sy onskuld, en hoe hy nie dinge weet nie, en sovoorts, en hy word groot in die 60er jare, in 'n baie moeilike, konservatiewe spoorgemeenskap, en in hierdie spoorgemeenskap leer ons vir Timus ken, en daar is so 'n ander karakter, Joel, wat die hele tyd hierdie held is, en hierdie Timus sê net maar, hierdie Joel help hom in alles, en hy doen hierdie wonderlike dinge, en pragtige storie, so ek wil nou nie verder gaan nie. Maar in hierdie film is die pa, die patriarg van die gesin, is die
kreatiewe, ek wil sê, die reguit loopman, daar's nie 'n tussengrond nie, jy is of reg of jy is verkeerd. Dis die rol wat hy speel. En op 'n punt in die film, dan kom hierdie dialoog op, en ek het nou vinnig net 'n snit daarvan ingesit. Johan het weer my lewe gered. Genade, seker 'n bloedoortapping gekos. Ek kon dood gewees het. Dimas, hoeveel keer moet ek nog vir jou sê, die lewe is nie 'n storie nie. Maar papi, hy het reg. Ek glo jou, Dimas. Ek het op daai punt uitgesny, want net daarna kry Timus 'n lekker pak slaag. So, ek wou nie vir al die kinders wys hoe lyk dit as jy 'n pak slaag kry nie. maar wat my hierso getref het, en dis regtig 'n tema wat reg deur die hele film gaan, is die lewe is nie 'n storie nie. Die pa sê dit die hele tyd. Moenie vir my stories kom vertel nie. Lewe is nie 'n storie nie. En ek weet my pa het dit ook baie keer vir my gesê. Nee, en ek seker julle het dit ook al baie gehoor en gesê. Die lewe is nie 'n storie. Moenie vir my stories vertel nie. Ek soek die feite. Ek soek die waarheid. Die lewe is nie 'n storie nie. Want 'n storie in ons koppe is fiksie, is opgemaak. Beteken niks, is net maar net verbeelding. Beteken niks nie. En vir baie mense, as ons die opstandingsverhaal lees, is dit ook net 'n storie. Dis fiksie. En hulle lees die opstandingverhaal, die storie van Jesus se opstanding, en hulle dink by hulle self, maar weet jy, hierdie kan nie waar wees nie. Mense staan nie uit die dood uit op nie. En die enigste rede hoekom die mense in daai tyd dit geglo het, is omdat hulle stories makliker geglo het. Ons leef in 'n tyd waar ons wetenskap het en waar ons baie meer logies dink oor dinge. So vir ons is dit moeiliker om hierdie te glo, maar vir hulle was dit makliker, want hulle was naïef. Die vrouens was naïef. Sulke dinge het partykeer gebeur. En jy sommer daar hierdie gedagtes by mense opkom, het ek gedink, mens moet dalk hierdie teksgedeelte baie mooi deurkyk, voordat jy sê, dit sommer maar net, mense van daai tyd het dit sommer maar net aanvaar. Want wat gebeur toe die vroue by die disippels kom? Die disippels sê, dit is onsin. Kom ons sê dit in ander woorde, hou op vir ons stories vertel. Wat dit vir my sê is, vir die mense 2000 jaar terug, was dit net so moeilik geweest om te glo in die opstanding. Dit het nie meer 2000 jaar terug gebeur as wat dit in hierdie tyd gebeur nie. Dit was nie vir hulle makliker nie. Dit was vir hulle net so moeilik. Vir hulle was dit onsin. Hulle kon dit eenvoudig nie glo nie. Eintlik wat die skrywer daarso sê van Lukas vir ons sê is jong, hierdie vrouens se storie was nie, of die disippels het gesukkel om dit te glo as die waarheid. Nou ek dink dis waar die kruks van die saak inkom. As ons aan 'n storie dink, dan dink ons fiksie, en as jy aan die waarheid dink, dan dink jy, maar dit is nie fiksie nie. Vir ons gaan alles oor of 'n storie waar is of nie, is eintlik wat belangrik is hierso. Maar weer eens, waarheid sien ons nou net in terme van dit wat jy kan bewys, dit wat jy kan observeer of waarneem, en as jy dit nie kan doen nie, kan dit nie die waarheid wees nie. Maar as die Bybel oor waarheid praat, dan dink die Bybel bietjie anders daaroor. Want in daai tyd was daar nie 'n ding soos 'n objektiewe waarheid of 'n wetenskap of so iets wat waarheid bepaal het nie. Nee, waarheid het gekom van 'n storie. En hierdie storie kom uit die Griekse mitologie, en die godin van waarheid, haar naam was Aletheia. Julle al die naam Alicia, dis eintlik Alicia of Aletheia beteken waarheid. En elke keer as sy in die literatuur na vore kom, is dit sy is die godin van waarheid, maar waarheid, as jy haar kry, dan ontbloot sy dit wat vroeër verborge was. So waarheid is nie iets net wat jy kan waarneem nie. Waarheid is ook dit wat vroeër versteek was, vroeër verborge was, maar nou na vore gekom het.
maar nou ontbloot is. So eintlik was waarheid in hulle verstaan altyd 'n wegkruiper kiespeletjie. Jy het gesoek na die waarheid, want die waarheid is versteek ergens verborge, en wanneer jy dan die waarheid gekry het, is dit wat versteek was, nie meer versteek nie. Ons het openbloot vir almal. So eenvoudig net maklik te verduidelik, as ek sê ek jok, dan praat ek ons nou nie die waarheid nie. So dit sê met ander woorde, ek versteek nog wat regtig gebeur het. Maar wanneer ek dan uitgevang word dat ek jok, dan word die waarheid ontbloot, of dit wat werklik gebeur het, kom na vore, en dan is die waarheid uit. So waarheid is dit wat vroeër versteek was, en nou tot die lig gekom het, na die lig toe gekom het. En as jy nou mooi fyn lees, sal jy agterkom, maar dis eintlik die waarheid waarvan Lukas praat. Lukas 18, wat nou op die bord gaan verskyn. Het julle al gewonder daaroor? Weer eens hierdie ding van mense wat sê, maar daai mense het dit dalk makliker geglo het Jesus opgestaan het. Jesus het sy dood 'n paar keer aangekondig, 3 keer. Minstens waarvan ons weet. 3 keer aangekondig. En tog, as hy dan opstaan uit die dood, dan glo die vrouens dit nie. Hoekom? Luister nou 'n bietjie na hierdie gedeelte. Lukas 18, ek het nou die nuwe direkte vertaling gebruik, wat 'n baie woord vir woord vertaling is van die teksgedeelte. Hulle het egter niks hiervan verstaan nie, net nadat Jesus vertel het van hy gaan opstaan uit die dood. Die betekenis van hierdie uitspraak was vir hulle verborge, en hulle het nie begryp wat hy gesê het nie. Hoor julle wat is die woord wat gebruik? Die waarheid was nog nie daar nie. Selfs hulle het Jesus in ons terme die waarheid gepraat, deurdat hy gesê het hy gaan opstaan uit die dood, het hulle nog nie die waarheid gehaat nie, want dit was nog vir hulle verborge. Is julle met my? Ek hoop nou, ek is altyd so bang as ek 'n preek maak, ek is net in my eie kop, so julle kan maar net elke nou en dan net so 'n bietjie knip, of lyk maar net vreemd as julle as julle nie verstaan wat ek probeer sê nie. Maar wat eintlik hierdie gedeelte probeer sê is, die waarheid was nog weggesteek. Nou kom ons by die skrifgedeelte. Die vrouens kom by die graf. En wat sê die mans vir hulle? Die mans wat ons, die teks eintlik wil hê ons moet aflei, was engele gewees. Wat sê hulle? Hoekom soek julle die lewende by die dooies? Hoor jy daai woord? Soek. Hoekom soek jy die lewende by die dooies? Hy het opgestaan. So wat sê die mans eintlik vir hulle? Die wegkruipertjie speletjie is klaar. Dit wat julle vroeër verstaan het, dit wat nie verstaan het nie, wat vroeër weggesteek was, dis nou nie meer weggesteek nie. Dis oop en bloot. Jesus het opgestaan. Dis die waarheid. En dit is hoe waarheid interpreteer word in die Bybel. En dit help nie ons probeer waarheid op 'n ander manier interpreteer nie, want die Bybel praat nie so oor waarheid nie. Waarheid vir die Bybel is daar waar God homself aan ons openbaar het. Daar waar God dit wat versteek was, nou aan ons duidelik gemaak het, sigbaar gemaak het. Dis die waarheid. Niks anders nie. Nou hoor ons hierdie storie van Jesus wat opgestaan het. En daar's baie mense wat sê dis net 'n storie, dis nie waar nie. Maar nou wil ek weer by sê, daar's baie gelowiges wat sê dis die waarheid, dit het regtig gebeur. Maar uiteindelik is hierdie waarheid nog nie aan hulle ontbloot nie, duidelik gemaak nie. Wat probeer ek daarmee sê? As mense in hulle lewens sê Jesus het opgestaan, dan praat hulle die waarheid. Maar as jy nie kan sien hoe die waarheid sigbaar word in hulle lewens nie, dan is dit nie die waarheid nie. Dan is die waarheid waarvan die Bybel praat nog nie besig om plaas te vind in 'n gelowige se lewe. Wat hierdie verhaal van Roepman so treffend maak, is dat hy baie, die skrywer speel baie duidelik in
As jy die Roepman film gekyk het, wil ek regtig vir jou sê, as jy nie gehuil het nie, dan is jy die man onder die manne, regtig, nê? Ek het daar gesit, ek dink die rofste rugby speler sal daai film klaar kyk en 'n knop in sy keel hê. Hoekom? Want die verhaal, die storie, spreek jou op 'n manier aan. Dit spreek jou op 'n manier aan wat iets in jou eie lewe ontbloot. Reg aan die einde van die film kom daar hierdie woorde op. Ek het nou moes nou so uit my kop uit onthou, maar dit is iets in hierdie lyn. Enige iemand wat met een van die karakters geïdentifiseer het, verbeel hulle. Die lewe is nie 'n storie nie. Nee, hierdie is, dit is een van die beste, skus ek so. Dis een van die beste kommentare wat ek gesien het. So daar's nou net, die hele regisseur, sy hele punt is om mense mee te voer en hulle op hierdie punt te kry waar hulle wil huil. En dan reg aan die einde is dit amper soos 'n klap in die gesig. En hy sê, weet jy wat, as jy deur hierdie storie aangespreek word, jy verbeel jou. Want die lewe is nie 'n storie nie. Wat sê hy daardeur? Hy weet, elkeen wat hierdie fliek gekyk het, is op 'n manier aangespreek. Dalk het jy geïdentifiseer met die pa in hierdie verhaal, wat net wil doen wat reg is, wat net wil doen soos hy dinge geleer het. Jy identifiseer met sy moeilike pad om net die regte, goeie, oudgeleerde roete te stap. Jy identifiseer met hom, en jy sien hom in jou eie lewe. Of dalk sien jy ander mense in jou lewe wat soos hy is. Of dalk identifiseer jy met Timus, wat hierdie onskuldige ouetjie is, en wat net regtig die lewe met die oë van 'n kind aanskou, en jy onthou die dae toe jy ook so was. Of dalk spreek die film jou op 'n baie meer emosionele vlak aan, en jy kan identifiseer met wat met Timus gebeur het. Ek wil nou nie daaroor te veel praat nie, maar dit is nogal drasties. En iets in jou eie lewe het daarmee geresoneer. En iets in jou eie lewe het daarmee verbind, connect. En omdat dit gebeur, daarom spreek hierdie film jou aan. Wat is die punt? Wat is die punt van wat die regisseur en die skrywer maak as hulle daai sin op die bord sit? Hy sê, as jy kan identifiseer hiermee, dan is dit nie meer 'n storie nie. Dan is dit die waarheid. Hoekom is dit die waarheid? Want dit ontbloot iets in jou eie lewe wat vroeër versteek was. As jy identifiseer met die konservatiewe pa, dan ontbloot dit iets van daai mentaliteit in jou eie lewe. As jy identifiseer met die seun wat seer gemaak is en beroof is van sy onskuld, dan ontbloot dit jou behoefte aan dinge wat onskuldig is. En deur hierdie identifisering met die karakters, kom die waarheid na vore. As ek dit nou terugbring na ons geloofslewens toe. Wat is die punt? Ek weet van baie gelowiges, wat sê hulle glo in die opstanding, maar wat nie identifiseer met die storie in die Bybel nie. Wat nie die storie van Jesus se opstanding in hulle eie lewens laat sigbaar word nie. Maar net so ken ek, en gelukkig ken ek meer sulke mense. Mense wat hierdie storie van Jesus se opstanding so duidelik maak in hulle eie lewens, dat jy dit nie kan ontken nie. Mense wat oud word en sukkel om te doen wat hulle altyd kon doen, maar as jy hulle vra, hoe gaan dit? Sê hulle, dit gaan wonderlik. Dit gaan wonderlik. Die Here is so goed vir my. Ek was die week by 'n tannie gewees, 91. Sy is permanent bedlêend. En elke keer as ek by haar kom, is haar eerste woord net, dit gaan so wonderlik. Die Here is so goed vir my. Hoekom? Want Jesus se storie is haar storie.
Jesus' storie, die feit dat hy opgestaan het en alles verander het, is nie net Jesus' storie nie, dit is haar storie. En net so ken ek arme mense met amper niks. En as jy vir hulle vra, hoe gaan dit, sê ek is ryk. Hoekom? Want Jesus' storie is hulle storie. Hulle rykdom is te vind in die teenwoordigheid van God. Daarom is die punt. As jy die opstandingsverhaal van Jesus hoor, is dit God se storie. Maar dit moet ook jou storie wees. Dis die waarheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U aan ons verskyn het. En dankie dat hierdie ware verhaal van U opstanding ook in ons gemeente so kan wees. Dat ons dit kan sien, dat ons dit kan beleef. En dat ons weet, U ontbloot dinge in ons eie lewens, sodat ons saam met U kan opstaan. So vra Here vir almal wat sukkel om hierdie storie te glo, dat U ook aan hulle sal verskyn. So bid vir die mense wat sukkel om op te staan, wat sukkel om vreugde en vrede te beleef, dat U ook tot hulle sal spreek. En dat ons getuie sal wees daarvan dat die waarheid in ons bly.